Nou, die Twitter-tonge was die week weer behoorlik los oor 'n verskeidenheid van onderwerpe. Om vir ons 'n samevatting van die gewildste besprekingspunte te gee, verwelkom ons vir Ronaldo Schwab, die hoof van digitaal by Jacaranda FM. Goeienaand Ronaldo. Goeienaand, baie dankie. Dit was 'n rowwe week geweest hierdie week op Twitter, sê hulle? Ja, 'n baie bedrywige week. Alles van politiek tot vreemde stories wat eintlik realiteit is. En een vreemde storie wat my natuurlik wat ek gesien het, was die vlieënier wat vlieg vir 20 jaar sonder 'n lisensie. Was dit een van die hoogtepunte? Ek dink dit was die grootste storie wat my oog gevang het en natuurlik baie van die Suid-Afrikaners was glad nie skaam om hulle opinie op sosiale media hier te deel nie. SAL vlieënier het 20 jaar, dis 2 dekades weggekom as 'n vlieënier sonder die regte vlieglisensie, en wat regtig my shocking is, dat die manier hoe dit uitgevind was dat hy nie die regte papierwerk gehad het nie, is die feit dat hy vroeg in November verlede jaar 'n insident gehad het op 'n internasionale vlug, en daar was natuurlik 'n ondersoek, en dis hier wat ons uitgevind het, actually, jy het nie die regte papierwerk nie. Toe die storie in die media bekend gemaak is, ek dink dit was Mail and Guardian wat eers 'n berig het hieroor, het mense behoorlik kwaad geraak. Ek dink dit het weer daai gesprek oopgemaak oor mense en kwalifikasies en mense met FOP kwalifikasies. En natuurlik, dit raak bietjie gevaarlik as ons praat van iemand wat met 'n hele vlug vol passasiers moet reg oor die wêreld vlieg, en hy is nie eintlik vaardig om dit te doen nie. Nou, Nuusdag om 8 het hierdie week gevra van hierdie vlieënier en wie die skuld moet dra as 'n vlieënier sonder die nodige kwalifikasies dan vlieg, is dit die lugdiens of die vlieënier? Nou, daar was 'n wye verskeidenheid antwoorde op daai een, en die gevoel is dat 'n mens nie eintlik weet of hierdie vlieënier 'n vliegtuiglisensie het nie, want jy neem aan dit moet daar wees, nee. Ek dink as ek 'n vlugkaartjie koop, neem ek aan dat die persoon wat die vliegtuig vlieg actually weet en die regte kwalifikasies het. Dis een van die gesprekke wat soort van begin het op sosiale media. Mense het gevra waar moet die blame sit. Ek dink dit was interessant om te let dat SAL besluit het om te dagvaar teen hierdie man. Hulle het basies gesê hulle gaan hom vir miljoene rande dagvaar, want hy met basies sy hele salaris, sy toelaag en ook natuurlik die skade wat saam met hierdie groot skandal kom, terugbetaal. Nou, buiten die FOP vlieënier, watter ander stories het getrend hier in Suid-Afrika? Nog een wat nogal groot was vir al die laaste paar dae is natuurlik die Robert McBride story. Ek dink die 1 Maart was Vrydag. Hy het sy laaste dag as die hoof van iPad obviously gedien, en die polisie minister het gesê ons gaan nie jou kontrak hernie nie. Nou, hier het ook baie gesprekke en opinies op sosiale media begin. Baie mense sê natuurlik dis tyd vir iemand nuut. Ander mense sê dat Robert McBride 'n baie belangrike rol speel vir al in daai posisie. En die interessante ding is hy het natuurlik in die Hooggeregshof aansoek ingedien om te sê hy challenge die feit dat hy nie sy kontrak gaan hernie kry nie, en dit gaan interessant wees om hierdie storie te volg vir al die volgende paar weke, en soos jy ook genoem het, ons is in 'n verkiesingsjaar, so hierdie soort van groot posisie speel regtig 'n baie belangrike rol. So dit was die eerste een, tweede een? Die tweede een, ek dink dis die begin van die week, en dis daardie van die jaar wat alles gaan oor toekenningsgeleenthede. So die Oscars het groot conversations begin op social media. Daar's 2 stories wat regtig my oog gevang het vanuit die Oscars maandag aand. Die eerste een is natuurlik Trevor Noah wat die hele wêreld aan die brand het. Yes, hy het natuurlik die fliek Black Panther voorgestel, en hy het so 'n bietjie kosse ingegooi. Ja. Wat baie mense nie geweet het nie, wat meeste Suid-Afrikaners wel opgelet is, dat hy gesê het sy kosse frase beteken dis beter as ons saam veg. Saam staan en saam veg en so aan. Iets soos dit, maar wat dit eintlik beteken het is dat wit mense nie verstaan of besef dat ek lieg nie. Nou, mense in Suid-Afrika het dit absolutely gelove, en het lekker saam gelag, en dit was ook interessant om te sien dat internasionale media op hierdie storie opgetel het, en natuurlik dit was 'n trend vir die eerste paar dae van die week. Daar was ook 'n backlash van die Amerikaanse konservatiewe media wat gesê het hy's rassisties. Yes. Want hy lieg vir die mense in 'n swart taal. Ek dink ons moet bietjie met 'n glimlag daarna kyk, en ek dink dit was net 'n lekker proudly South African oomblik wat ons op die Oscars verhoog kon gesien het. En dan nommer 3. Die ander een wat regtig nogal lekker was, is natuurlik nog 'n toekenningsgeleentheid. Ons het hierdie naweek die SAFTA toekennings gehad. Dit was my regtig 'n trots oomblik om te sien dat soveel flieks en soveel TV-reekse wat
'n speelbeeld plaas op regte issues in ons gemeenskap vereer word. 'n Groot wenner was natuurlik Ellen Pakkies, die fliek. Ja, dit was 'n groot wenner daar. Ja, dit het weggestap met Jill Lavenberg het weggestap met beste aktrise, Jared Geduld met beste akteur, dit het ook weggestap met die toekenning vir beste regie. Canary, die ander fliek wat ook groot was verlede jaar, het ook weggestap met beste fliek draaiboek. Christian Olwagen en Charles-Johan Lingenfelder het daai toekenning gekry. En die lekker ding ook vir my was Simon Breinders was vereer met 'n lewensbydra. En ek dink it's long overdue. 'n klap daar vir hom, want dit is long overdue definitief, ja. En dan Julius Malema se verjaarsdag, hoor? Ja, so hierdie trend het maar ingekruip vandag. Hy is vandag 38 jaar oud en Twitter het behoorlik saam met hom gevier. Hy is een van daai politici wat 'n mens nie kan ignoreer nie. Wat ook al hy doen, wees dit in sy persoonlike lewe of sy politieke lewe, ons wil weet wat Julius Malema aanvang. Hy het eintlik sy verjaardag gevier by 'n kleuterskool hier in Gauteng by Orange Farm. Gister was hy in Limpopo, is natuurlik deel van sy veldtog vir die verkiesing en baie mense het foto's en video's gedeel van toe hy nog deel van die ANC was in sy jeuglige dae, soos van 'n bietjie remembrance van die ou Julius Malema en wie hy nou is. Ja, praat van Resurrection, want dit was nog 'n groot storie, want die Resurrection Challenge was een van die grootste tweets vir hierdie week ook. Ja, dit was. Daai storie is nog 'n storie wat regtig ongelooflik is. Die oorspronklike nuus storie natuurlik, maar dit is my lekker om te sien hoe Suid-Afrikaners die snaaks in 'n storie kan sien. Ja. Mense het begin hulle eie resurrection challenges doen en hulle het video's gedeel van vreemde situasies en almal het betrokke geraak van ons land se grootste bekendes tot Tannie Sunny op 'n plaas in Kuruman of selfs die mense in Khayelitsha. So dit was regtig een van daai gonsonderwerpe op sosiale media. En mense staan nog steeds op. Ek sien nog steeds video's van mense wat opstaan uit die dood uit. Maar nou kom ons praat oor, ons gooi die net bietjie weier, ons gaan internasionaal. Wat het internasionaal getrend? Daar's 'n storie wat regtig ook nog ongelooflik is. Ek dink dit is 'n 6000 ton vragskip het in 'n motorbrug vasgery. En die rede, die kaptein van die skip was besope. Hy was oor die limiet. En hulle het eers agterkom daar's 'n probleem met die vragskip, want hy het in die verkeerde rigting gestyl en dit was hopeloos te laat want dit het die brug getref en daar's 'n groot gaping in die brug. Luckily was niemand beseer nie, maar hy is obviously nou ondersoek. Dit was interessant om ook op te let dat daar nie eintlik reëls is teen drink op 'n skip nie, maar jy mag net nie oor die limiet wees as jy die kaptein is nie. Jy mag ook nie drink as jy vlieg nie. Ja. Dis nog 'n storie vir die kaptein daar. Rami Malek. Yes, hy het weggestap met die Oscar vir beste akteur Sondag aand. Na die afloop van die seremonie het hy 'n bietjie van 'n glips gehad. Hy het van die verhoog afgeval en paramedici moes gejaag het om hom te help. Luckily was hy ook fine. Ek dink hy was seker maar baie gelukkig met sy toekenning en ek dink daar's 'n paar soort van gesprekke wat ook gegons het rondom die Oscars, want dit was maar 'n interessante en 'n vol seremonie. En daar was ook 'n baie intieme oomblik. Ja. So ons almal is mal oor A Star is Born, dis natuurlik die fliek van Lady Gaga en Bradley Cooper. Hulle het daai trefferlied Shallow gesing by die Oscar toekennings en daai vertoning en daai performance was regtig intiem. Dit het begin gerugte laat versprei dat mense nou sê hulle is eintlik in 'n verhouding en dis nie iets nuut nie, want toe die fliek uitkom het mense al gedink hierdie twee het ietsie aan. En daai vertoning het glad nie gehelp nie. So hulle het 'n paar gifs en memes in die sosiale media geplaas en mense het basies begin investigative journalism toepas en uitfigure of hierdie twee eintlik in 'n buiteegtelike verhouding is. En terug by die huis, iets wat almal het geglid was die ma wat swets toe haar kind in 'n rugbypaal vasry. Ek is nog steeds verbaas dat hierdie so wild versprei het op sosiale media. Daai Marlies video, skreeusnaaks. Dis van 'n 19-jarige vrou wat in Namibia op die Affies rugbyveld op 'n fiets ry vir 'n paar sekondes en na die paar sekondes tref sy rugbypaal. Haar ma wat die video afgeneem het, is obviously baie teleurgestel dat sy nie kon balanseer nie en sy het toe hierdie uitlating wat nou basies volksbesit geraak het hierdie week. En dis interessant om te sien dat al die dagblaaie en die Sondagkoerante ook hierdie storie as een van die groot stories hanteer het en ek dink dis net 'n lekker storie wat 'n mens basies laat lag. Ja. Nou ongelukkig het ons die video nie, maar daar het jy die stil daarso. My F Marlies talk to us, I fall down every day, bra gobbles. And hysterically timid bike crash goes viral. Daar klop daar ry sy binne in daai paal vas. Dit dan vir die week wat ons nou hier klaar gemaak het. Enigiets anders vir die week wat vorentoe lê? Dink jy wat gaan groot trend?
Ek dink nog steeds ons vier die SAFTA toekennings. Ek dink daar was 'n baie paar cool toekennings wat aan mense gegaan het wat al lank gewag het om vereer te word. So daai gesprekke gaan nog steeds vorentoe gaan in die week. En dan soos ek genoem het, die Robert McBride saga sal nog steeds 'n nuus storie wees wat ons moet dophou. Ronaldo, baie dankie dat jy ingeloer het hier by ons. Groot plesier. Dit was die hoof van Digitaal, Ronaldo Swaap, wat die week se sosiale media neigings met ons kom deel het. Dankie vir die saamkyk. Môre aand is die nuusdag om 8 span en nuusdag perspektief met my weer terug met al die jongste nuus en warmste besprekingspunte. Totsiens.